Dis ongelooflik. Ek lees daardie begroting en selfs ek is nie 'n ouditeur of enig, maar as ek dit lees, weet ek, hulle praat nonsens. Ons weet nou weens 'n uitgelekte brief, Johannesburg is basies bankrot. Dienslewering het al lankal ineengestort, korrupsie seevier, maar sy dink sy kan dit regryk. Sy het dit al in Kaapstad gedoen. Sy het geen bekendstelling nodig nie. Sy is 'n veteraan politikus. Sy is Helen Zille en sy is hier. Baie dankie Tanya vir die uitnodiging, ek waardeer. Helen, soos ek verstaan, bly jy nou weer permanent in Johannesburg van die begin van die jaar af. Ja. Is dit 'n lekker plek? Ondanks al die probleme, is dit lekker om weer 'n Johannesburger te Dit wees? is fantasties om weer in Johannesburg te wees. Dit voel soos tuiskom regtig. Ek het nog familie hier, so dit maak 'n groot verskil. Ek het hier groot geword. Ek is in Hillbrow gebore in Esselimstraat. Ek het lank in Berea gebly, in Yeoville, gaan fliek en gaan uit eet en al die herinneringe vir my is wonderlik. Ek het ook in Orange Grove gebly vir 'n ruk. So ek ken die plek baie goed. Daar's talle areas wat sedertdien ontwikkel is wat ek nie goed ken nie. Maar dis vir my 'n wonderlike avontuur om hulle te gaan verken en ek doen dit oral in die stad. Ons moet oor jou verkiesingsveldtog praat, want Ja. jy het almal aan die praat daaroor. Ek dink almal geniet die humoristiese wyse waarop jy inspeel tot Johannesburgers se geleefde werklikheid. Ja. Jy het ons almal lekker aan die lag. Hier selfs in die kantoor is daar iemand wat sê Helen het weer 'n video en dan kyk almal. Hoe het dit gekom, Helen? Was dit die plan of het hulle iewers op die ingewing van die oomblik? Ek dink amper ek het gelees, dit was die ingewing van die oomblik wat jy in die slaggat in Douglasdale geswem het. Ja. En het jy toe besef, okay, maar ons het nou 'n lekker ding hier aan die gang en toe jy weer sien toe zipline jy oor 'n sinkgat. Hoe het dit gekom? Wel, dis deels spontaan en deels beplan. Maar die interessante daarbey is dat vir elke snaakse video wat ons uitsit, sit ons omtrent 5 ernstige video's uit. En die wat die reaksie lok en mense aan die praat kry, is die snaakses. So tot die punt dat mense vir my sê, jy kan nie net snaakse video's uitsit nie, jy moet bietjie ernstig raak oor hierdie veldtog. En ek sê, gaan kyk na my Instagram, die Facebook, alles. Jy sal sien vir elke snaakse video is daar 5 ernstige video's. Maar die ernstige video's kry omtrent paar honderd kommentare en die snaakses kry tot 50.000. Is daar enige iets, jy het al geroei, jy het geswem, is daar enigiets wat jy nie sal doen nie? Wat ek nie sal doen nie, wel ek sal nie in riool swem nie. So ek maak seker dat dit nie rioolwater is nie, dit wat wil ek nie doen nie, want ek wil oorleef tot die verkiesing toe. Ek het myself lekker gesny in daardie swem in die slaggat in Douglasdale, maar ek het toe 'n anti-tetanus gaan kry en ek was reg. Ek sal ook baie waak teen oop elektriese kabels onder die water, want as jy op 'n oop elektriese kabel staan in die water, weet jy wat gaan gebeur. Jy gaan nie 'n kandidaat meer wees nie. So ons is op die uitkyk daarvoor. Ek het bietjie in sinksand beland op 'n kol en iemand moes my uittrek, want ek het regtig daar in die modder ingesink. So hulle moes my nou uittrek en dit het 2 sterk mans gekos om dit te doen. Maar ja, ek meen dis vol pret en avontuur, dit kan ek sê. Iets waar ons oor praat is, mense geniet dit baie. Ek wil amper sê mense wat dit nie wil geniet nie. Geniet dit. Mense wat dalk nie 'n aanhanger van jou was nie, praat oor jou. Hulle sien jou ook, jy's baie op die grond. Dink jy jou verkiesingsveldtog gaan vertaal in stemme? Is daar 'n manier om nou al te sien? Wel, ons meningspeilings is 'n aanwyser. Dit sê vir ons doen goed. Ons het die meeste steun van alle partye in Johannesburg op die oomblik. En dit is 'n goeie aanduiding vir ons. Maar ons kan nie agter oorsit nie en dink alles gaan goed wees nie. Dit sal nie genoeg wees as ons 39% van die stemme kry, al is dit 'n uitmuntende uitslag, gegeewe ons proporsionele stelsel. Maar as ons net 39 kry, sal die ANC wat dalk 30 gaan kry, gaan hulle
met die EFF, met MK, met die PA, met Action South Africa gaan hulle saamgaan en dalk voor ons by 50% uitkom. So ons moet stoot tot die hoogste persentasie wat enigstens moontlik is om seker te maak dat ons die paal haal. Dit bring ons nou by die meer ernstige Ja, gesprek oor Johannesburg. ja. Ons almal gesels nou nie oor 'n video nie, maar oor daai uitgelekte brief wat wys dat Johannesburg sy krediteure 25 miljard rand skuld. Hulle het ook 'n onbefondste aanpassingsbegroting, 'n onbefondste en onwettige So aanpassingsbegroting. onwettige aanpassingsbegroting, ja. Hoe groot bekommernis is dit? Baie groot, want die ANC gedra hulle asof hulle weet hulle nie die probleme wat hulle nou veroorsaak gaan erf. Hulle gaan dit oorlaat aan ons om die stad reg te ruk en hulle wil soveel steel en uitkry voor die tyd as wat enigstens moontlik is. En dis hoekom hierdie 10,3 miljard loonverhoging op die tafel is en dis meer as die hele kapitaalbegroting in 'n jaar vir die stad Johannesburg. Hulle wil die stad rot en kaal steel, want hulle het geen vertroue dat hulle weer gaan wen en hierdie is die laaste poging om uit te suig net soveel as wat hulle kan. En ek is baie bly die minister het dit ingesien en gesê dit stop nou. Maar hulle wil glad nie van die minister hoor nie en hulle blameer nou die regering van nasionale eenheid op nasionale vlak. Hulle sê die minister is gekaap deur die DA en al sulke nonsens. Ek hoop die minister het 'n sterk genoeg ruggraat om te sê Johannesburg is te belangrik vir die land as geheel om absoluut bankrot te speel, wat dit wel al klaar gedoen het. Maar ek dink dit is nog redbaar as Johannesburg gehoor gee aan die minister se brief. Ek weet nie of dit gaan gebeur nie, maar ons sal moet sien. Ek wil nie vir jou sê, Sweet, sien jy nog kans om hierdie stad reg te ruk na wat jy gelees het nie, maar het dit, jy weet, is daar 'n bietjie van 'n benoudheid? Wil jy nou dink, jy's moet ek om hierdie te erf? Ja, daar is 'n benoudheid, ek gaan nie jok nie. Ek dink by myself elke dag, wat gaan ons doen om dit reg te ruk en dit sal tyd vat. Ek wil geen verwagtinge skep wat ek nie kan bereik nie of voldoen nie. Die eerste ding wat ek gaan doen is om met die nasionale tesourie te praat oor Johannesburg, want hulle het 'n taakspan oor Johannesburg. So hulle verstaan Johannesburg se finansies soos min. Hulle het toegang aan al die dokumente en al die besluite en goed wat ons eintlik nie toegang voor het nie. En dit gaan vir my baie beteken om daardie insigte van daardie deskundiges te kry. Tweedens gaan ek na die ouditeur-generaal gaan, want hulle doen die audit en hulle gaan vir my stap vir stap deur die bestuursbrief neem en dan sal ek meer insigte kry. Ek is besig om baie navorsing te doen oor waar die korrupsie die ergste is in Johannesburg en hoe dit uitgevoer word. Dit is belangrik om dit te kan stopsit en om genoeg bewyse te hê om mense in die pad te steek as dit nodig is. Dan gaan ons baie nou met die presidentsie saamwerk, want hulle het operasie Vulindlela wat hulle nou aan Johannesburg wil toepas en ek sal dit verwelkom. Want alleen gaan ons nie dit kan regkry om hierdie stad reg te ruk en ons sal in elk geval 'n vyandige provinsie hê, want Panyaza Lesufi gaan geen belang hê in ons sukses nie. Ek dink ons het meer kans met die nasionale tesourie en met die presidentsie as met die provinsie. So ons sal al daardie vennootskappe moet smee om seker te maak dat ons 'n kans het. Die private sektor staan ook gereed om ons te help. Ek het baie vergaderings in die agtergrond daaroor. Hulle verstaan hoe benoud die situasie is en hulle is bereid om ons by te staan. Hoe belangrik is dit dat Johannesburg 'n befondste aanpassingsbegroting kry? Dis onwettig om nie
'n befondse aanpassingsbegroting te hê nie. Dit is onwettig. En hulle worry nie, hulle maak hulle sommetjies op, hulle sê, hier is ons revenue, die inkomste wat gaan inkom, hier is die uitgawes wat gaan uitgaan, en dit het geen verhouding met die realiteit nie. Dit is ongelooflik, ek lees daardie begroting, en selfs ek is nie 'n ouditeur of enig, maar as ek dit lees, weet ek, hulle praat nonsens. Voordat ons aanbeweeg, ek wil vir jou vra, gaan Johannesburg jou grootste taak nog wees? Jy's 'n veteraanpolitikus. Ons het gesien wat jy gedoen het in Kaapstad, jy was premier, jy het groot poste in die DA beklee. Gaan hierdie jou grootste taak wees? Dit gaan my grootste taak ooit Sjoe, wees. Helen. En ek voel asof elke taak wat ek voorheen gehad het, my voorberei het vir hierdie taak. Ek het baie ervaring opgedoen. Ek het baie bestuurservaring opgedoen. Ek het baie ervaring opgedoen in die bestuur van koalisies en in die bestuur van 'n administrasie wat eintlik in 'n ander rigting in wil gaan. So ek het daardie ervaring, maar dis op 'n ander vlak in Johannesburg. Dis op 'n ander vlak. Toe ons Kaapstad oorgeneem het, was daar nog baie professionele mense in die administrasie wat verstaan het waaroor dit gaan, dat die administrasie onafhanklik en professioneel moet optree, dat as die kiesers hulle stem uitgebring het, dan word die plan toegepas waarvoor die kiesers gestem het. Mense wat daardie soort logika verstaan en die grondwet verstaan en hulle rol daarin kan vertolk. Dis glad nie die geval in Johannesburg nie. So dit gaan 'n heeltemal 'n ander storie wees. Ja. Kom ons praat oor moontlike koalisies. Sou daar 'n koalisieregering tot stand kom? Herman Mashaba, Action SA se burgemeester, het hier gesit, hier in die ateljee, en hy het vir my gesê, Helen, hulle sal nooit burgemeester van Johannesburg wees nie. Hy was al, hy voel baie, ek wil sê, confident. Hy voel vol vertroue. Dankie. Ek moet jou 'n bietjie met jou Afrikaans help. Dankie. Dat jy my moet help. Maar jy weet, hy voel dat hy Johannesburg beter verstaan. Is hy vir jou grootste opponent en steur jy jou aan hom? Glad nie. Glad nie. Ek stuur my aan die DA se plan en hoe ons dit gaan toepas, en ek stuur my daaraan om daardie boodskap oor te dra aan die kiesers. Dis waaraan ek my stuur. Jy het 5 beloftes gemaak, jou sogenaamde pledges, Ja. maar jy het ook gesê dat dit 5 jaar gaan vat om dit deur te voer. Mense moet dit nie dadelik Ja. verwag van jou, jy weet, dadelik alles verwag nie. Hoe belangrik gaan dit wees om 'n stabiele koalisie, jy weet, te hê? Almal moet sekerlik inkoop om te sê, okay, ons het tyd nodig om hierdie dinge deur te voer. Wel, die kiesers sal moet besluit of ons hoegenaamd met 'n koalisie moet werk of nie. Ek meen, ek het al klaar 'n 7-party koalisie bestuur in Kaapstad. Ek het 'n algehele meerderheid gehad in die provinsie. Dit maak 'n wêreldse verskil. Want as jy 'n algehele meerderheid het, kan jy jou plan neem, jou beloftes wat jy aan die kiesers gemaak het, en kan jy daardie plan deurvoer, deur dit in die begroting te beland en 'n plan te beraam agter elke belofte wat jy gemaak het. En dan kan jy voortgaan en na die doel toe mik. As jy in 'n koalisie is daar mense wat dwars trek die hele tyd. En dit is ongelooflik moeilik, veral as daardie mense hulle nie stuur aan beginsels, beleide, planne, hulle stuur hulle net aan waar kan hulle die beste deel vir hulle self kry. En dan is daar die ANC wat altyd bereid is om te koop en omkoopgeld en posisies en tenders te beloof, en dan sit jy daar en probeer om die regering bymekaar te hou. Dit is ongelooflik moeilik. Maar dis die kiesers se keuse. Dis nie ons keuse nie. So as die kiesers hulle stemme verdeel onder al die klein partytjies, dan is daardie uitkoms onvermydelik. En die taak word baie, baie moeiliker.
is net 490.000 mense wat moet uitkom en DA op albei stembriewe stem om vir ons 'n algehele meerderheid te gee. Daar is definitief 490.000 kiesers in Johannesburg wat die DA ondersteun. Hulle moet hulle net laat registreer betyds en uitkom om te stem en dan het hulle ons 'n hand gegee wat gespeel kan word. Ek wil nie sê maklik gespeel kan word nie, maar speelbaar is, hoegenaamd. En as ons daardie hand kry, dan het ons regtig 'n kans om Johannesburg reg te kry. As ons moet sit met 'n 5-7 party koalisie wat almal dwars trek en waar die ANC hap aan die kante, dan is dit uiters moeilik om enigiets te bereik. Maar die kiesers moet dit besef en die kiesers moet besluit, wil hulle 'n wankelrige koalisie hê, al dan nie. Hulle het die ervaring van die afgelope 5 jare. Mense moet eintlik uit ervaring leer en hulle moet die besluit maak. Hulle moet nie die skuld plaas op die politici naderhand en sê, hoekom kan hulle nie 'n plan beraam en met mekaar oor die weg kom nie? Dis nie die politici se skuld nie. Dis wat die kiesers verkies het. Julle het nou net 'n groot historiese federale kongres gehad. John Loos is as die federale leier verkies. Wat het jy vertroue in Jordan om die ding te doen? 100%. Ek ken Jordan sedert hy 'n 15-jarige skoolseun was met kort broek en lang sokkies. Ek onthou hom baie goed, hy het in sy skooluniform gekom na Bonteheuwel en alle plekke waar ons jeug geleenthede gehad het. Hy is 'n man van absolute integriteit. Hy is ongelooflik slim, bekwaam, volwasse en hy werk hard. Meer kan jy nie van enigiemand verwag nie. Dit help ook dat hy baie groot is, van statuur, wil ek sê, lank, en dat hy so goed met mense oor die weg kom. Hy is 'n natuurlike mens en hy geniet dit regtig om onder mense te beweeg en met hulle te praat en op enige vlak in die gemeenskap. So ek het die grootste vertroue in hom en my siel berus in die feit dat so 'n goeie mens nou aan die stuur van sake staan. Jordan is nie die enigste jong leier wat by daai kongres Die oudste leier is 45. Dis die ou man van die pak. Ons het daai naweek, ek het later al gevoel, ek hamer so daarop, maar dis hierdie regtig 'n hele nuwe generasie wat inkom. Vir jy wat dit so 'n bietjie oorgee, hoe betrokke is jy nou nog steeds by die DA? Ek wil glad nie meer betrokke in die leierskap wees nie. Ek het vol vertroue in die mense wat oorgeneem het. Trouwens, toe ek voorheen ook oorgegee het en oorgedra het aan die nuwe generasie, dinge nie goed uitgewerk nie. En toe is ek genader deur die mense in die DA sê, kom help vir ons, die ding val uitmekaar. Toe het ek teruggegaan. Ek wou nie eintlik dit gedoen het nie, want as jy uitgetree het, moet jy nou wegloop. Maar toe ek sien hoe dinge uitrafel, het ek toe besluit, nee, ek moet teruggaan en dan sal ek nog 'n keer probeer. Maar met hierdie probeerslag het ek geen twyfel dat die regte keuses gemaak is deur ons kongres. Ek sit die mense nie in plek nie, dis die kongres. Ek het net een stem, soos elke ander kongresganger. En daardie jong mense is nie verkies oor hulle jonk is, maar oor hulle baie bekwaam is. En al is hulle so jonk, is talle van hulle in die party omtrent 15-20 jaar. Ek meen Jordan is, ek dink 38, maar hy is sedert 15-jarige skoolseun betrokke. So hy het regtig deur die verskeie vlakke gestyg deur sy bekwaamheid. Nes Ashos Rupen, nes al die ander mense wat daar is in posisies oor hulle bekwaamheid en vernuf en nie oor die feit dat hulle enige koneksies het met enige ander persoon. Dit was Helen Zille oor die stand van Johannesburg en of Johannesburg die goudstad reggeruk kan word. Dankie Helen, dit was so lekker om jou hier te hê. Dit was baie, baie lekker vir my. Baie dankie Tanya, ek het dit regtig geniet.